Goeiemôre, good morning. Mag hierdie maandag sommer vir jou op 'n heerlike noot begin? Ja, Pieter, so gepraat van hoë note. Vandag in 1973 het die Sydney Opera Huis amptelik sy deure geopen. So Pieter, gooi vir ons nog 'n bietjie opera daar, man. O, julle soek so 'n stukkie. Asseblief, Ja, goeiemôre, dit is good morning. Yes. Kyk, ek sou eintlik vir julle graag wou doen. La donna mobile. Maar ek het gedink ek wil dit doen soos Bill Flynn van in eertyds het gedoen het. Kan jy onthou wat het hy gesing? Nee. Herinner ons. Sy naam is Luciano, hy's van Milano. Hy het groot moeilikheid, of nee? Hy sit in die sop, want sy vrou wil hom nie los. Sweet. Pieter, dat jy so mooi kan sing. Jy's nog nie eens opgewarm nie. Dit kan net 'n aanduiding wees dat hierdie 'n wonderlike program gaan wees. Maar dit was nou my beurt, later is dit julle beurt. Nee. Nou dat ons almal wakker is, hier is waarna jy in vandag se episode kan uitsien. Soos julle kan sien, het ons almal ons denims aan. Wel, julle sal nou sien ek het myne ook aan. Ja. Wat ons bespreek Down Syndroom Bewusmakingsmaand wat vandag amptelik afskop. Maar meer daaroor later. Arnold bring vir ons die naweek se sporthoogtepunte. Thys is later hier om jou geldsaake te bespreek en ons vind meer uit oor die Speed Classic Cape Town Races wat op 25 en 26 Oktober gaan plaasvind. Ons praat ook oor die matrieks se eindeksamen wat voorlê en Amorvi Tony se lang verwagte nuwe enkelsnit liewer is uiteindelik hier en sy gaan dit eksklusief met ons kom deel. Maar eers, die beste manier om 'n oggend te begin met 'n lekker oggendpraatjie. Raas I'm gonna oor na jou. kick it off this morning and ask, what is the strangest thing you've heard of someone doing for money? Is dit nou so snaakse jobs of Ja, weird snaakse things wat jobs mense of doen? dalk soos 'n bietjie van 'n maybe 'n illegality loophole type of die thing. skelmtriks om geld te Ja, maak. ja. Nee, jy's nou te vroeg op my vanmôre, maar Ja, ek nee, het al gehoor van 'n saam. skelmtriek Ja. of twee wat my stom geslaan het. I have got a story for you. A 70-year-old man from Vicenza, Italy, is accused of faking complete blindness for over 50 years to collect more than €1 million in disability payments. The man, whose name has not been released, was declared blind after a work-related incident decades ago. However, when the Vicenza Financial Police conducted some cross-checks, they noticed suspicious activity and began monitoring him. Over a 2-month investigation, officers filmed him performing garden work with dangerous tools, inspecting produce at markets, moving through the city independently and paying with cash, all activities that a blind person could not realistically do on their own. As a result, authorities suspended all welfare and social security benefits. They also conducted a tax audit that recovered over €200,000 from the past 5 years and charged the man with fraud against the Italian state. The case has also sparked renewed scrutiny of Italy's verification systems for disability and welfare payments. 50 jaar. Ek kan dit nie dink nie. Dis 'n leeftyd. 50 jaar. Ek kan dit nie glo Nee. dat hy dit vir so lank kon regkry nie. And also to then pretend that that is a disability that you have for so long. Obviously, he was maybe getting a bit tired of it and that's why he was caught. Maar net om geld daaruit te kry. Ek weet nie of dit vir my genoeg van 'n motivering sal wees om dis alleen vir so lank aan te hou nie. Baie oneties. Is it clever though? What do you think it is? Wel, as jy die front kan voorhou, maar dan raak dit regtig jou lewenstyl, maar ek stem saam met jou. Ek sal nie en is daai een keer of en interessant genoeg in die laaste paar jaar wat hulle hom toe nou vasgetrek het, want iewers het iemand seker gesê, "Wag 'n bietjie." Ja, en ook dit is vir my regtig snaaks want hy's nou die berig sê hy is nou 70. So dit is nou op 'n stadium van sy lewe waar sy sig dalk bietjie kan Nou gaan dit regtig gaan. and that he might actually be going on his way to not losing his sight completely but having less of a kind of good vision. En nou gaan hy nou seker nie meer daai benefits kry nie because he defrauded the state. I think it's good that they've caught him and that they've fined him. I think the punishment should be a bit more severe. Maar die waarheid kom altyd uit. Dit is die feite, né? Weet in Amerika het hulle ook nogal baie goeters met mense wat kampstig voor 'n kar inspring Yes. en dat hulle nou rugbesering en allerlei sulke dingetjies, maar dan
het hulle ook soos police, weet, Yes. financial police wat Ja. gaan check, maar kom ons hou hierdie ou bietjie dop, want hulle PI wat hierdie man dop en Ja. sien jy maar, skielik loop hy reg op, maar hy het nou net hierdie ys Exactly. ingesit vir 'n afrug of 'n seerrug. Wat noem hulle daai prokureurs wat daai tipe cases doen? Ambulance chasers. Ambulance They go and they chaser. see kind of, waar kan ons nou inspring vir 'n bietjie van 'n payout? Net vinnig, hoe lank dink julle sou iemand daarmee wegkom hier in Suid-Afrika? Fooi. langer as 50 jaar. Hulle kom al klaar daarmee weg. Maar in elk geval, kom ons lig die noot. Waar sou julle sê is die ideale plek om nou 'n lekker mooi boutique hotel te sit? Jy weet, langs die kus of in 'n woud of Ja, I think also like those like kind of cute little city hotels met so mooi uitsig van die stad. Ek dink dit sou ook baie oulik wees. Ek is 'n seemens. Solank daar 'n uitsig oor die see is, ja. Ek is een van daai ouens wat ook seker sal sê ek wil eendag 'n jagplaas langs die kus hê of so iets, net 'n wildsplaas langs die kus. Maar vir hierdie enetjie wil ek graag my beroep brilletjie is reg. Ja. I have to look a little bit clever today. The Netty is 'n knus boutique hotel in die middel van St Giles Road in Oxford, Engeland, maar dit is oorspronklik in 1895 gebou tydens die bewind van koningin Victoria en as 'n openbare toilet vir mans gedien tot en met 2008. Het julle dit reg gehoor? Yes. Ja. Nou ja, toe word dit toegemaak om veiligheidsredes. Na dit vir 11 jaar leeg gestaan het die eienaar besluit om die plek in 'n ongewone boutique hotel te omskep. Volgens hotelbestuurder Anna Pinero is die Netty nou een van die mees unieke plekke om in Oxford te bly. Die hotel bied slegs 2 suites vanaf so £170 per nag, wat ongeveer amper R4,000 is. Daar is geen ontvangsrestaurant of kamerdiens nie, maar gaste kry toegang tot 'n hulplyn en 'n gratis cocktail met aankoms. Die naam Netty terloops is 'n ou Geordie term vir 'n buitetoilet. Nou ja, toe. Ek praat nie strooi nie. Sal Dit julle daar lyk bly? baie oulik. I would stay there. Nee? So jy, Ja. Elsa? Ja, dit lyk vir my baie netjies, solank dit net skoon is en dit Ja. lyk vir my heel skoon. Ek sou nogal daar bly net nie meer as 'n week nie. Okay. Ai, hy is so Julle het geweet dit gaan kom. Julle het ons het geweet dit gaan geweet. kom. Yeah, you know what? It doesn't bother me what something was before. Yeah. If they've created something really unique and cool around a place that maybe Absolutely, used to be a toilet, if it's clean and if it's, nicely kept, then I would definitely want to stay there. And the decor looks really pretty as Ek well. weet iewers is daar 'n mooi ou kerkie daar met 'n groot kloktoring en jy Ja. kan nou die kloktoring gaan omskep hom in iets. Ek moet wel sê, een ding wat my wel 'n bietjie hinder, is die feit dat 'n mens soveel geld moet betaal en wat 'n mens word nie ontvang nie, né? Nee, daar's niks. Jy kry 'n sleutel of 'n kode, jy gaan in, jy doen jou ding en jy kuier net maar daar en jy kry dan 'n cocktail. Maar dit Wat deur wie gemaak is, if there's no reception. No, En hoe as long lang as it's gelede? Long Island Iced Tea, man. ja, ek dink wel dit hang ook maar af en dit is in 'n ander land waar dinge werk. So, Ja. ag, weet jy wat? Ja. Dalk tog. Onthou, jy kan nog jou troeteldier inskryf vir ons lelik en trots kompetisie waar jy 'n R1000 teiklaat geskenkbewys kan wen. Onthou ook om vir ons eerste groep finaliste te gaan stem. Bly ingeskakel want Goeiemôre Good Morning is net hierna terug. Ons gaan ons oggendpraatjies Hier gaan dit lekker raak. Ons gaan jou wakker maak. Sukkel jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denise all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denise se stresvet nodig. Denise werk regtig. SMS jou naam na 44021. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theatre of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. In 'n eiland met spyskaart.
Gian Groen Nog net die son kry jou voete vind 'n nuwe weg naby. en Jan Blom. Wakker in die oggend, Facebook, en 'n sloep. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Welkom terug en daar is nog baie wat moet gebeur in vandag se episode van Goeiemôre, Good Morning. Ek sien natuurlik baie uit om meer uit te vind oor die Speed Classic Cape Town races. En ek weet Elsa is kinderlik opgewonde om Amaury Tony se nuwe enkelsnit omslag in haar plakboek te sit. Maar vir eers is dit tyd om verder te gesels en wie's nou aan die woord? Niemand anders dan nie as die einste. Elsakie. Baie dankie Pieter. Ek dink ons moet net nie fopnuus hier versprei nie. Ek het nie meer die plakboek nie. So dis 'n bietjie van 'n tammeletjie, maar kan ook met 'n nuwe een begin. Jou harde skyf gaan volle raak van al die fotootjies en videootjies dan. Goed, nou maar ek wil nou eers vir julle vra, kyk julle ooit na die verpakking van julle kruideniersware en wonder julle dalk of dit nie so 'n bietjie oorbodig is nie? Jy weet wanneer jy kyk na 'n sakkie binne 'n boksie in plastiek. Oor van hoe hulle jou goedjies verpak en op die rak sit. Ja. Ja. Nogals. Ja, ek doen soms ook. Weet jy wat, wanneer kry ek eintlik regtig die gedagte dat die verpakking bietjie te veel is. As jy iets dalk aanlyn bestel en dis 'n klein dingetjie, maar dan kom dit so in 'n groot boks en dan nog 'n groter boks. Ja, ons mag nou nie sê watter Nee. maatskappy nie, maar ek het presies dieselfde beleef nou die dag. Dit was een bestelling op een dag, 3 verskillende goedjies. En partykeer is dit so 'n klein botteltjie in so 'n reuse boks. So ek verstaan dit ook nie. Goed, maar nou ja, slim herlaaistasies vir kruideniersware begin stadig posvat in Suid-Afrika se kleinhandelssektor. Die maatskappy Smartful laat verbruikers toe om vertroude handelsmerke in die hoeveelhede te koop wat hulle dit kan bekostig. Nou, kliënte kan koop wat hulle nodig het en houers wat hulle van die huis af bring. Dit is tot 50% goedkoper as by tradisionele winkels en verminder die gebruik van enkelgebruik plastiek. Die stelsel is veral gemik op die informele sektor en ondersteun spaza-eienaars deur meer klante na hulle winkels toe te bring. Alledaagse items soos mieliemeel, rys, olie en skoonmaakmiddels is nou aansienlik meer bekostigbaar. Sedert die bekendstelling het Smartful reeds meer as 30,000 transaksies geregistreer en baie klante keer daagliks terug om hulle houers te herlaai. Die sukses van hierdie konsep het gelei tot internasionale uitbreiding met proeflopies in Bangladesh en Kenia en beplande uitbreiding na Zambië. Wat sê julle daarvan? Ek dink dit is 'n fantastiese idee. Ons gesels gereeld oor hoe druk dit is met mense Yep. finansies en hoe Suid-Afrikaners regtig bietjie sukkel op die oomblik. So as die 50%. geleentheid, ja, as die geleentheid daar is vir jou om te koop net wat jy kan bekostig, ek dink dit is regtig 'n wonderlike idee. Mense kan sien hoekom dit so vlam vat. Maar hulle is ook uitgeslape in die
inkopiesentrums en goeders, nê? Ja? Want dis hoekom ek meer van die aanlyn ook hou, want jy koop eintlik regtig net wat jy nodig het, teenoor as jy in die winkel instap dan. Dan wonder Ag, jy. dit lyk ook lekker, dalk bietjie vir later hier Ja. of dat. Is dit nie waar nie? Ja, nee, ek stem nog Daar moet nog saam met steeds dissipline wees. Ek dink dis 'n oulike, maar jy gaan nog steeds selfdissipline moet hê of verstaan ek hierdie ding nou heeltemal verkeerd? jou. Nee, jy gaan moet. Ja. Ek moet aansluit by jou en sê soms wanneer 'n mens ook aanlyn bestel, baie keer is daar mos nou wat sal mense dit noem, 'n sogenaamde memory. Na aanleiding van wat jy alreeds bestel het en dan nog het iets, jy ja. dalk hiervan vergeet, jy weet. So dit is selfdissipline is altyd baie belangrik, maar ja, ek dink 50% maak 'n reuse verskil, jy weet. Absoluut, ja. Dit is ja, jy betaal die helfte hoeveelheid minder. Wat voel dit vir my of ek nie kan praat vanoggend nie. And I think just the idea of buying just what you need Ja. is very appealing, I think, to a lot of people. Want byvoorbeeld, daar is mense wat enkellopend is en dan moet hulle so 'n groot pak druiwe koop want dit is al wat daar beskikbaar is. Ja. Maar as jy nou kan koop net wat jy Net wat jy nodig gaan het, eet. it's very much, it saves you money and it also makes sure that you don't waste. Daar's baie, ek dink ons mors baie kos en baie mense gebruik nie alles wat hulle gaan koop nie. So if there's the ability to buy like this, it is quite smartful. Ek moet ook net byvoeg en sê, dis baie goed dat jy jou eie houers en so kan neem. Ek bestel nou deesdae meer aanlyn, maar toe ek nog self, jy weet, winkel toe gegaan het en so het ek altyd vergeet om daai herwinbare of daai sakkie saam te neem. So dis nou net die ander ding is dat jy gaan nou net moet onthou om daai houers of sakke dan nou saam te neem. Ek sien in my agterkop 'n nuwe Leon Schuster skets dalk wat hy in die winkel instap, die boksie beskuit oopmaak en net vir my 5 rusks uithaal en daai een kant in 'n sakkie sit. Want ek's enkel loop, dis al wat ek nodig het. Okay, verkeerde tyd om aan daai te gaan. Sorry Els, jy het dit glad nie amusant gevind nie, man, ja. Ag, weet jy? Pieter, met jou weet 'n mens net nooit wat om te verwag nie, maar Werp ja. jou parels voor die wat het ek nou eendag gesê? Werp. Jou parels voor die swyne werp. Oh, Ja. man, ja. Okay. Ja, maar ek wonder of die groot winkels en die groter handelaars hierdie tipe ding ook sal oorweeg om te doen. Soos as jy by 'n Checkers of 'n Pick n Pay of 'n Woolies gaan instap, that there is this option to kind of refill your stuff Ja. to the extent that you need it. Of is so iets vir hulle glad nie regtig werkbaar nie because they buy their stuff in boxes and comes pre-packaged. Dis 'n baie geldige punt wat jy daar maak. Al wat ek weet is dat hierdie reël nie sal kan geld wanneer dit kom by iets so sjokolade. Jy weet? Dan Jy kan moet 'n hom mens in- nie Dat net jy een 2 seer- blokkies ja. koop. Luister, hier's 50 sent, kan ek 2 blokkies sjokolade kry? Dit gaan nie vir my werk nie. Ja, toe maar, ons sal seker maak dat hy dan as hy wel in die groot winkels en goeders land, dat hy ver weg van die sjokolades en die soetighede af. Ja, enkellopend of te nie. Ja, maar hulle sê mos as jy gesonder wil eet, nê, dan moet jy net you must be on the outside circle of the shop. Want daar is soos jou dairy products en jou groente en vrugte en daai tipe goed en al daai lekker goedjies is in die middel van die winkel. Ons wil julle net herinner, ons het ook kaartjies nog oor om weg te gee vir die klein groen blom show wat op 31 Oktober 8:00 by die Theatre of Marcellus by Empress Palace plaasvind. Gaan na ons Facebook toe om in te skryf. You pay less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline CeraGlow products. Buy Tresemme hair care products, 2 for 200 Rand. And until the 18th of October, Readwell will donate 1 pair of reading glasses for every pair you buy at Clicks. Clicks. Feel good. Pay less. Pay less at Clicks. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer.
When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, Thanks, plants. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Vandag vier ons Nasionale Down Syndroom Bewusmakingsdag as deel van Down Syndroom Bewusmakingsmaand. Ek gesels nou met twee goeie vriende van ons program, Luan Swanepoel, voorsitter van die selfadvokate van Down Syndrome South Africa, en sy ma, Annelie, 'n onderwysspesialis. Welkom terug julle. Goeiemôre en baie dankie dat ons hier kan wees op hierdie baie spesiale dag. Dit is altyd so lekker om julle albei te sien, so dankie dat julle tyd gemaak het vir ons. Kan jy vir ons meer vertel oor hoekom vandag so belangrik is? Weet jy, as 'n mamma met 'n kind met Down syndroom, veral as jou babatjie gebore word, voel jy baie eensaam. So dit is baie belangrik dat ons ouers bemagtig. En nie net die ouers nie, die mediese personeel, die terapeute, almal wat deel word van hierdie gemeenskap. Daar is so 'n mooi spreekwoord wat sê a child has it takes a community to raise a child. So en om hierdie community van ons dan nou Suid-Afrika, hierdie reënboognasie van ons te bemagtig met die regte nagevorsde inligting. Ja. Luan, die tema hierdie jaar is Support Empowers Inclusion. Give us the support we need. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor die tema. Die rede hoekom ons die tema gekies het is om ander mense bewus te maak en te ondersteun van Down syndroom. En ook om vir hulle te wys daar is ondersteuning in mense met Down syndroom. En dan het ons ook ondersteunende takke wat ook mense van kleins af opbring met ondersteuning en ook om hulle te ondersteun deur terapeutische mense en ook hospitale en om die mama's en papa's by te staan en om ook hulle te help om vir hulle te wys wat mense met Down syndroom kan doen. Ja. Watter ondersteuning het 'n kind met Down syndroom nodig? Weet jy, dis die wêreld van inklusiwiteit wat nou deesdae so groot is. Dit gaan daaroor om die kind alreeds van geboorte af voor te berei. So ons is baie betrokke by ouers wanneer die kind natuurlik op uitnodiging om die kind te ondersteun van geboorte af. So wanneer ons skool praat, dan begin ons alreeds net na geboorte, amper kan 'n mens sê, met spraakterapie, arbeidsterapie. En dit is baie belangrik om al hierdie wonderlike hulp wat daar is, dan ook te bemagtig met die regte raad. So dit is 'n proses wat 'n lang tyd alreeds begin en ons het nou 'n wonderlike groep, die eerste groep van ons self-advocates, soos wat ons hulle noem, wat deur die hele proses is van inklusiewe onderwys, is nou daar. Ons het seker, en hulle begin al hier raak aan 40 en dan het ons nou natuurlik 'n hele jong klomp, jy weet, wat nou opkom. En hulle het byvoorbeeld volgende week, die 28ste, het hulle eie webinar wat deur hulle self gereël is, wat hulle self hanteer, self die mense uitnooi en dan vertel wat is hulle behoeftes. Jy weet, so die kind met Down syndroom van, sal ek sê, 50 jaar gelede en vandag is 'n totaal ander kind, jy weet, wat regtig kan opstaan vir sy eie regte. Ja, en dit is ook so belangrik dat kinders met Down syndroom kan sien hoe volwassenes met Down syndroom die lewe aanpak en
wat hulle in staat is om te doen. Absoluut, weet, hulle kan leer, hulle kan skool toe gaan, hulle kan 'n goeie selfbeeld hê, hulle kan werk. So ons wil eintlik die hele gemeenskap, ons community uitnooi, Suid-Afrika uitnooi, word bewus van ons, nooi, besoek ons, jy weet, en kry die regte inligting, want dis belangrik. Luan, daar is ook the Beauty in the Genes inisiatief wat deel is van hierdie hele bewusmakingsmaand. Wat is dit? Wel, jy koop jou eie sticker vir R25. Ook deur onze website is het ook beskikbaar. En dan ook die Beauty in the Gene is maar net om vir mense met Down syndroom te vier. Dis reg. En ons het dit het eintlik begin met 'n spreekwoord wat hulle gesê het, dat ons gesê het, it's not about the genes met 'n G in the child, it's about the child in the genes. Oh, wow. Weet, so ons het 'n fantastiese mode vertoning nou net weet elke tak, want daar's verskillende takke in die hele land en elke provinsie het sy eie vieringe. So ek weet die Witbanktak het byvoorbeeld 'n modeparade gehou. En dit gaan nie oor mooi klere nie, dit gaan nie oor uiterlike skoonheid nie, dit gaan oor die skoonheid van binne. En dit is wat ons dan nou wil hê die mense moet weet. Ek is so mal oor die naam van die modeskou. Ja. Be beautiful. Absoluut. En dit al hierdie slagspreuke en die woorde wat mense gebruik, dit gee amper 'n hele ander siening na wat julle doel is met die bewusmaking. En dit is vir my net so ongelooflik mooi. Absoluut, weet jy, want dit is so belangrik want ons leer. As jy toelaat dat jou kind jou lei en dat jy weet en dan gaan die deure oop. Jy weet en dan raak ons leer by die tipiese of die omgewing by die community en die community leer weer by ons en dit is so belangrik dat daai gesprekke, daai kommunikasie en soos jy sê die slogans so belangrik vir hierdie hele projek van ons, ja. Luan, wat wil jy hê moet mense leer uit Down syndroom bewusmakingsmaand? Wel, ek sal sê wat hulle moet leer is om daaruit te groei. En ook om mekaar om te gee, liefde te gee wat 'n kind uitklink moet hê. Is 'n ondersteuning, hoe kan ek dit sê, ondersteunende uitgee. En ook liefde, soos ek gesê het, elke kind met Down syndroom moet liefde hê. En elke kind wat liefde kry, dit is ook 'n ondersteunende ding wat dan uitgaan. Hoe kan mense meer inligting kry oor die aktiwiteite wat aan die gang is en meer oor Down syndroom South Africa? Weet jy, natuurlik op ons website, die Down syndroom Suid-Afrika is 'n webblad, as ek dit so kan sê. En dan die e-pos, nie die e-posse nie, die Facebook pages wat ons het. So gaan besoek ons. Gee ons 'n thumbs up of 'n like, jy weet. En dan gaan jy, want so versprei ons die goeie nuus. Ja. En ons het oral, ons het nou Saterdag het ons 'n heerlike dag wat ons gaan vier by die so die mense is welkom. Gaan kyk op ons webtuiste. Julle sal alles daar vind. Baie dankie, Luan en Hanlie, altyd lekker om julle hier te hê. Dis al van ons kant af nou, bly ingeskakel want net hierna is Arnold terug met jou sporthoogtepunte. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smullekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie.
Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theatre of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Welkom terug en nou is dit tyd om sport te gesels met ons goeie groot ou vriend Arnold Geer. Net van die groot asseblief. Oud sal ek vat, maar nie groot nie. Môre julle twee. Môre Arnold, waar begin ons vanoggend? Amerikaanse Grand Prix, waar anders gisteraand laat ons tyd Max Verstappen, ek bedoel Verstappen het vir almal weggejaag met meer as 8 sekondes. En 5de wen van die seisoen, ewe skielik is dinge totaal geheel en al anders. Heeltemal. So luister hier, hy was dominant, hy het die naalrit gewen Saterdag. Ongelukkig vir die McLarens het hulle twee in mekaar vasgejaag nadat iemand aan hulle vasgejaag het, so hulle is nou albei die naalrit uit, geen punte nie. En Lando Norris en Charles Leclerc het mekaar behoorlik opgevoeter deur die wedloop. Deur die wedren, dit was hard vir albei van hulle. Maar toe Verstappen weg is, toe hoe meer hulle op mekaar konsentreer, hoe groter die gaping geraak natuurlik, want Verstappen kon wegkom en die twee manne moes na mekaar kyk. So hulle was uiteindelik tweede en derde onderskeidelik, maar van 104 punte af tot 40 punte agter, met nog net die 5 wedrenne oor vir die seisoen, en Piastri is 22 agter en Norris is net 10 punte. So, hierdie ding is weer besig om so te konsertina, en almal het gesê, wel, die McLarens gaan nou in die ding weghardloop, en ek dink weer eens net, dit geld vir alle sportsoorte. Ek gee nou nie of dit kennetjie is, en of dit Formule 1 is nie, jy kan niks voorspel. Dis die prag van dit alles. Ja, en dit is ook lekker as nie net een persoon die heeltyd wen nie, dat daar 'n bietjie van 'n kompetisie is, wat dit interessant maak vir die mense as 'n kyker. Is nou amper soos 'n goeie drama, 'n telenovelle of 'n sepie. You never know what's going to happen. Die goalie, hier kom ons alweer. En ek dink, Raz, what you say is correct. And I haven't said it before, but it's worth saying again. 2 seasons ago, everybody went, Totally. Now you don't know what's going to happen next. It's great. Dis briljant. Baie dieselfde met die Verenigde Rugby Kampioenskap, behalwe vir die Sharks, en gelukkig die Leeu's kon dinge omdraai, maar jene het se gesukkel met die Sharks. So hoe dit uitgewerk het, is die DHL Stormers is steeds onoorwonne in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap, terwyl die Vodacom Bulle in Ierland teruggeveg het. Hulle moes eintlik verloor het, want daar was 'n verdoelskop wat 2 keer geneem is nadat hulle vroeg opgestorm het, en dit moes anders gewees het, en die tweede skop was selfs erger, maar hulle het uiteindelik deurgekom. En toe ek moet daarom net sê, Thys van Sail het vanoggend hier aangekom, en as hy nie ore gehad het nie, was sy glimlag reg rondom sy kop. Ek geloof jou. Hy het so groot geglimlag, want uiteindelik het die Leeu's ook een deurgehaak op Ellis Park met die Scarlets. So, maar weer eens, as jy kyk, kom ons gaan net gou terug, voor ons praat oor waar die punte lê op hierdie stadium. Die Sharks, dis verbasend dat daar soveel springbokke in daai span is, en dit lyk net, ek het op Rugby 365, ek het groot agting vir Jan de Koning, wat die ou is wat die webtuiste bestuur, en hy skryf te nou, the Sharks don't have their own identity at the moment. En dis 'n baie interessante ding om aan te dink. Jy het al hierdie wonderlike supersterre, maar dit lyk nie of daar iets is waarop hulle konsentreer om weer Sharks spel te maak. Nie soos die Bulle, ons weet hulle dryf en dan speel hulle van ander se probleme af as hulle begin dryf. Die Stormers sit die bal agter spelers en maak seker dat hulle draai en hanteer hulle op daai foute. Die Sharks het nie so iets op hierdie stadium. En miskien selfs die Leeu's tot 'n sekere mate toe. In elk geval, dis so hoe dit uitwerk op hierdie stadium. Die Stormers is bo op die punteleer met 19 punte, maar hulle het 'n beter punteverskil. Die Bulle is 6de met 14 punte, Leeu's 11de met 6 punte en die Sharks is
met baie min punte. Sjoe, dis erg, nee, want ek dink as jy nou vir die Bokke gaan speel en jy kom terug in die span in, it's almost like they've got to not play catch up necessarily, but there's got to be like a reintegration of that player or those players from national duty to now going, okay, cool, this is my team. Nou moet ek weer hierby inpas. And Roz, here's the other thing that I think is a difficult thing to, I don't know if it is like that, I'm surmising. This is just an opinion. Yeah. You know what they say about opinions. I can't say it on air, but it's always smelly. The fact of the matter is, how does Vincent Tutuka captain an Eben Etzebeth and a Bongi and Benambi and those guys who have captain's experience at the highest level? I'm not saying he's not doing well. That's another story. I just think I wondered to myself, how easy is it for him to say, okay, Eben, this is what we want to do now, etc., etc. That must be very, very hard. And I think it's a tough thing to get used to. And how does that filter through to the rest? Yeah. How does the coach, how does John Plumtree step into the big shoes of Rassie Erasmus and tries to mold those players into something else at another time? Ek weet nie hoe dit alles in mekaar sit nie. Vir my dink ek is 'n interessante dialoog wat 'n ouetjie kan aanvang, want vir daai ouens wat nou uit daai hoogste vlakke uitkom, hulle moet hulle self kan downtown. Yes, that's hulle the wil thing. nie lyk soos die ouens van laat die res van die span sê, ja, maar wie dink julle nou omdat julle Springbokke is? Dis Dit nog is so 'n moeilike ding. Ja. So hulle het vir 3 wedstryde gespeel en toe kom die Bokke terug. Nou is daar 'n jong laities wat gelyk het of hulle miskien 'n kans het en kan deurkom. En nou ewe skielik hou die groot naam jou uit. So is daar hierdie effense weersin in die groot name wat terugkom en nou sê die ek is nie in die span. Ja. Dis 'n moeilike ding om daai alles bymekaar te kry. Laastens, ek het 'n hele paar pelle wat ek gisteraand mee gepraat het wat die Kaapstad Marathon, Sanlam se Kaapstad Marathon wou hardloop en daar sit toe nou gisteroggend 4:15 toe stuur hulle vir al 24,000 mense, meeste wat toe nou reeds op pad is na die begin toe, skies dis af. En ek verstaan heeltemal, daar was massiewe wind, die infrastruktuur by die begin en die eindpunt was uitmekaar gewaai. Tente is myle verder gekry, etc. Jy kan nie die kans vat nie, maar ek dink daar's 'n paar mense wat effens rou is, want wat kos dit jou om deesdae Kaapstad toe te vlieg en vir miskien 2 aande akkommodasie te moet betaal, etc. Maar die wonderlike ding is, nadat dit toe nou gekanselleer is, het Sanlam gister aangekondig dat hulle elke 2025, en ek gebruik die term los, deelnemer wat ingeskryf het, 'n geborgde inskrywing vir Mei, die wedloop word volgende jaar na Mei toe geskuif, sodat dit 'n kwalifiseerder is vir Comrades, Mei 2026 of Mei 2027 verniet sal gee. Wow, dis wat wonderlik is. So ek dink dis 'n wonderlike ding en dis 'n manier om te sê ons is jammer, maar dis buite ons beheer. Jy kan egter nie kansse vat met mense se lewens nie. Jy kan nie. Dis net nie heeltemal die regte ding. Ek dink in regte Suid-Afrikaanse styl het die ouens in elk geval toe maar gesê, wel terwyl ons nou hierso is, ons gaan nie hardloop nie, maar hier's dalk 'n restaurantjie oop. Kom ons gaan kuier. Kom ons vier dan nou maar fees. Precies. En 'n hele paar mense het op die roete gaan hardloop en 'n paar van hulle het hulle 41 punt wat ook al gehardloop in elk geval. Maar nou is daar nie waterpunte nie. Nou as jy af, nou koop jy hier by 'n volstasie 'n Coke. So dit was wat die ouens op 'n lang training run noem as jy regmaak vir. En hierdie goed gebeur. Ongelukkig, hulle wil deel word van die Abbott se wedloopreeks en ongelukkig gaan dit nou nie as gevolg van hierdie situasie gebeur nie. Maar weer eens, dis die regte besluit. So moeilik as wat dit is reg. Ja, baie dankie Arnold. Ek is net nou weer terug met jy is, dan praat ons 'n bietjie karretjies. Nie iewers verder gaan. Dit was dan jou sport hoogtepunte, bly ingeskakel want ons gaan nog oor resieskarre gesels. Amorwie Tony is nog op pad net hierna. Kom tuis om jou geldsaake te bespreek, so bly net waar jy is. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
Los skuld agter met AfriSkuld. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Jy kyk nog na Goeiemôre Good Morning en dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek met Thuis van Sail. Thuis, welkom terug. Wat sê Elsa, lekker om hier te wees. Goed, ek wil net eerstens begin deur te sê baie geluk want jy en liewe Odette is vandag 18 jaar getroud. 18 jaar. 18 baie geseënde jare, maar ja, baie dankie vir my eie vrou wat by my kon gebly vir 18 jaar. Ek dink dit is meer krediet aan die vrou as aan die man. Ek dink nog 'n paar mans my kwaad wees volgens, maar wie worry nou daaroor? Kyk, ek wou sê ons innige simpatie, jy weet, en dit vir Odette noem maar nou ja, ek sal nou tyd met haar gesels. Thuis, nee, kom ons kyk, ons bespreek nou die geldsaake, wat is die belangrikste wat staan uit vandag? Ek dink wat vir my uitgestaan het, was 'n berig wat oor die naweek uitgekom het, deur Business Tech wat verwys het na Suid-Afrika oor die algemeen is dalk op pad na die opskrif sê South Africa is heading for a meltdown. Jy weet, so dadelik vang dit nog hulle ou se oog. Ek dink oor die algemeen as jy 'n berig wil lees en jy gaan kyk bietjie dan in diepte, maar as 'n bietjie uit die artikel uit gaan haal, die CEO van die voormalige CEO van Goldman Sachs, Colin Coleman, wil ek net 'n stukkie hierso lees. According to Coleman, quoted in the Sunday Times, the government has failed to grow tax base, create jobs, spend productivity, hold criminals accountable for corruption, and uphold the rule of law. So ek dink ja, daai's baie veralgemeen nou al, jy weet, oor die algemene Suid-Afrikaner wat nou al daaroor praat, jy weet, rondom die laaste paar weke, paar maande, selfs al hierdie van die GNU homself eintlik al bekend gestel het, baie Suid-Afrikaners gedink, okay, maar nou beweeg ons in die regte rigting in, daar's dinge wat gebeur, die ekonomie lyk of hy bietjie begin stabiliseer, Eskom sorteer sy dinge uit, daar's tog wat so'n halwe positiewe groei wat ons gesien het in die tweede kwartaal, so daar's 'n klompie dinge wat eintlik positief lyk, jy weet, vir Suid-Afrika op 'n horison, maar dan kry jy ou, jy weet, hierdie tipe van uitlating wat gemaak word en 'n ou soos jy weet van Goldman Sachs dra definitiewe gewig. So met ander woorde is hy na hulle statistieke gaan kyk en die goedjies waarop hulle gaan en natuurlik waarna verwys en hy verwys ook jy weet hierso notably Coleman view is whatever decline is happening will not be suitable through to 2029 and a country will reach a boiling point before then wat hy dalk self sê ja wat kan lei na vroeë verkiesings. So ek wil dit kan selfs traumaties wees. So hy sê byvoorbeeld hulle uitkyk daarvan is om te sê indien daar nie traumatiese veranderinge gebring word vinniger as wat dit op hierdie huidige stadium is waarna ek nou net verwys het, dat hy wel 'n meltdown kan sien stelselmatig. Nou
Also kom ons stop dit by die woord meltdown. Okay, Ja. so meltdown is 'n sistematiese ding wat gebeur. Dis nie 'n onmiddellike ding nie. So hy gebeur, jy kan sien die ys is besig om te smelt, maar jy is so gou kyk met die hitte van die ys. Verstaan, jy kan ook nog ietsie daarbey ingooi, nog ietsie meng of wat ook al die geval mag wees. So ek weet nie, ek dink net van jou kant af Els, jy weet so, hoe ervaar jy dit? Kyk, ek dink dit is kommerwekkend wanneer 'n mens iets hoor soos dat die ekonomie stelselmatig in duie kan stort. Ek wil ook vir jou vra want ek het oor die naweek nou soveel nuus gelees, maar as ek reg kan onthou, het adjunkpresident Paul Mashatile so gepraat van die regering ook gesê dat ons gaan moet begin kyk na handelsooreenkomste met ander lande soos byvoorbeeld ook Turkye. Ja. En ek wil ook graag by jou hoor, jy weet, watter verskil sal so iets maak wanneer 'n mens nou kyk na so 'n sogenaamde meltdown wat dreig? Ek dink as 'n mens vir die algemeen ook daarna gaan kyk, want weer eens die media is baie die perspektief ook van die media. Ja. Is al baie kere 'n negatiewe perspektief, 'n neutrale perspektief en 'n positiewe perspektief. En as jy ou byvoorbeeld nou 'n bietjie genalees en jy lees nie net die negativiteit altyd raak nie, maar jy gaan kyk dan na neutrale nuus of byvoorbeeld daai bietjie goeie nuus. Ja. En natuurlik daai geleentheid wat daaruit geskep word, want soos wat Sam altyd gesê het, ou Winston Churchill, en as een van my gunsteling sê goeters is om te sê, never waste a good crisis. Okay. Maar weer eens as ons gaan kyk, jy weet, ons is in 'n krisis scenario al vir 'n geruime tyd in Suid-Afrika, maar ons mors nie die geleentheid nie. En ek dink ja, daar is basies, jy weet, 'n positiwiteit van 'n Suid-Afrikaner oor die algemeen. Irrespective, jy weet, vir die Engelse woord, sorry, van wat se politieke party jy selfs back. Maar daar's altyd daai proaktiwiteit wat nog steeds 'n rol gaan speel. En natuurlik as jy weer berigte gaan lees soos daai, dan maak dit jy weet, om te sê ja, okay, ons is proaktief, ons dink. En natuurlik, jy weet, daai tipe van onderhandelinge kan gunstig weer wees vir Suid-Afrika se ekonomie, want dit is nie vir onderhandelinge. En as jy byvoorbeeld met 'n ou vernoot gaan onderhandel, is hulle nie so wat som deursigtig om met jou terme te gaan wat som te aanvaar, jy weet soos wat dit in die verlede was, want die ooreenkomste is dalk al donkie jare oud. Ja. Nou ewe skielik kom jy met 'n nuwe onderhandeling en is 'n nuwe vernoot en natuurlik is daar nuwe terme op die tafel en jou ekonomie of jou krag van jou onderhandeling is daar beter, jy weet as jou kom sê jou predecessor of wat ook al die geval mag wees. Maar weer eens terug na daai berig toe, ook om te gaan sê byvoorbeeld en hierdie is nogal vir my skokwekkend om te gaan sien ja, die verskeidenheid of die verstandhouding van 'n maffia state het hy ook aangemeld. Hy sê the classic differentiation between a normal state and a mafia state is where you cannot clearly define between a political and a criminal elite. Ek bedoel, daai is shocking en skrikwekkend en ek dink ons het dit nou ook gesien met die laaste kommissie wat ook nou natuurlik wat saam met sy onderhandelinge is en natuurlik en sy ondersoeke. Wat is jou opinie daar? Met Langa kommissie. Ja, ek dink dit is interessant om die nuus dop te hou en te sien wat alles daar gaan uitkom, maar weer eens, jy weet 'n mens dink net altyd aan die verskillende klasse Suid-Afrikaners as 'n mens dit nou so kan stel. Ja. En van die mense wat werklik dit ook nie kan bekostig in hierdie stadium om te oorleef nie. So sprake daarvan. Kyk, is altyd lekker om met jou te gesels Thys, want jy klink relatief optimisties daarin altyd. Ja. Maar ek dink net ons hoop dat die regering gouer eerder as later sal ingryp. Ek dink nie daar's in hierdie stadium ook veral om terug te kom na die Madlanga kommissie van ondersoek ook baie min vertroue in ons regering. Ja, want dit is weer om te gaan sinspeel, jy weet oor onlangse wat so korrupsie wat ook uitgekom het. Ja. Byvoorbeeld by die Tembisa Hospitaal van 2 biljoen rand. Ek bedoel vir se verduistering en goeie. By 'n hospitaal. En dit is maar net van dit. Jy weet, en dit is 'n regering wat byvoorbeeld uitsprake het en wil verbetering bring, byvoorbeeld soos 'n NHI, soos byvoorbeeld jy weet unemployment van wat som onder die jeug ensovoorts en natuurlik ekonomiese transformasie wil inbring, jy weet met monetêre beleide wat hulle ook al voor op tafel gesit het, maar is asof daar nie iets daadwerklik gebeur rondom dit nie. Dit is altyd net 'n baie lekker idee. Dit klink goed op die tong af, jy weet, maar as jy ou gaan kyk maar wat aan die agterkant aangaan. Ek bedoel, hoe kan ons aan die een kant praat van nasionale wat se naam versorging en hospitale, maar ons steel basies 2 biljoen rand uit die koffer uit daai nasionale hospitaal uit. So dis half bietjie dubbelsinnig om te sê ja, maar wat kan 'n mens nog glo en wat kan 'n mens nie meer glo nie? Wat is realiteit en wat is nie realiteit nie? En watter impak het iets soos hierdie onsekerheid en ook korrupsie oor die algemeen op iets soos beleggersvertroue in hierdie stadium?
Ja, ek dink as veral verwys daarna is natuurlik nog steeds daai ding wat oor 'n ou se kop hang is junk state, is grys status, woorde wat gebruik word en dis hoekom ek dit aanhaal soos maffia state. Ja. Jy weet daai van goeters. Daai is nie wat buitelandse beleggers wil sien of hulle gaan aantrek nie. Ek wil sê dit is glad nie aantreklik nie. Dis ook nie iets waarna ek my kapitaal sou wil gaan bestee nie. En nou praat ons nie van 'n individu wat byvoorbeeld in Texas sit wat byvoorbeeld 'n paar miljoen rand wil belê reg oor die wêreld nie. Ons praat van groot fondsbestuurders, maatskappye wat biljoene dollars onder bestuur het. En Suid-Afrika ongelukkig kan byvoorbeeld nie eerste in lyn wees om daai kapitaal te verkry nie. En ek het amper nou gesê te verdien nie, want ons verdien daai kapitaal want ons veronderstel om die grootste ekonomie in Afrika te wees. En eintlik in my opinie eintlik is ons 'n ontwikkelende land. Reeds al moes ons al 'n eerste wêreldland gewees het. As dinge reg gegaan het die laaste 30 jaar, soos wat dit veronderstel was om te gaan, om te dink ja, ons kon al 'n eerste wêreldklasfiserende land gewees het. Maar wel dit gesê, kom ons gaan 'n bietjie oor na gewone markte toe. So Ja. die algemene mark, jy weet, presteer baie goed in Suid-Afrika, maar weer eens wil ek vir die kyker tog net daar buite basies weet waarsku dat jou aandelebeurs is nie noodwendige refleksie van jou land se ekonomie en groei nie. En ons het al baie daaroor gepraat. So as jy byvoorbeeld gaan kyk op volume net op die top 40 se algemene groei net tot jaar tot datum is ongeveer 37,21%. En dit is letterlik van Januarie tot Oktober. Maar die grootste volume word gegenereer deur aandele van hulpbronne. So met ander woorde, dit is jou gewone goud, silwer, platinum, koper, jy weet wat basies nou op groot aanvraag is as gevolg van onsekerheid met handels wat samooreenkomste van Amerika ensovoorts met China en natuurlik die res is nou maar jy weet al geskiedenis want ons weet nou al wat daar aangaan. Ek hoef dit nie eers weer te verduidelik nie. As ons byvoorbeeld gaan kyk, jy weet na algemene finansiële aandele, jou top 15, is dit nog steeds in die groen vir jaar tot datum teen so 8,56, small cap maatskappye nog steeds in die groen met so 8,15 en as byvoorbeeld gaan kyk na industriële aandele nog steeds in die groen met ongeveer 20. So as jy ou gaan kyk net daai kategorieë, as jy basies gaan kyk, jy weet van Januarie tot in Oktober, dan gaan Suid-Afrika, as jy die hulpbronne uithaal, dan lyk dit omtrent asof dit hier na 11, na 12, dalk selfs 13% toe kan gaan. Wat ook nie sleg is nie, Elsa, wat ou nie wat saam moet afskiet nie. Maar jou grootste probleem is, jy byvoorbeeld gaan kyk na Amerika en waar hulle staan, jy weet, in hulle ekonomie, is hulle reeds al omtrent al by 13,3, 13,5% die S&P 500, maar dis meer gefokus op aandele soos byvoorbeeld op volume van tegnologie en natuurlik hulle small en medium cap en nywerheidstipe van aandele. So dit is nie iets wat die ligte uitskiet as gevolg van aanvraag nie, dis iets wat outomaties wat regstellig, jy weet, eintlik maar net groei. Ja. So weer eens Amerikaanse markte moet ons dophou. Daar's twee groot goeters wat hierdie week gebeur. China natuurlik se kabinet sit. Hulle het 'n klomp besluite wat hulle gemaak, onder andere onder hulle beleid as ek kom by die ekonomie en vorentoe met die Donald Trump administrasie. En natuurlik in vroeg November is dit Donald Trump wat weer terug is in die hof om te sê ja, hoeveel van die goeters wat hy aanvang is wel wetgewend en kan hy daarmee doen en dan vat ons dit maar van daar af maar sy dit op. Net vinnig, wat is jou verwagting na aanleiding van die gesprekke tussen Xi Jinping en president Donald Trump? Ja, jy weet op hierdie stadium weet ek is so wisselvallig en as jy net gaan kyk na die goudprys dan sê dit in elk geval vir jou, jy weet daar's op baie onsekerheid. Ek dink ja, as daar sekerheid was die goudprys ook nie wat hy was in die rally wat hy laasweek gehad het nie. So ek dink daar's op baie onsekerheid wat soms inspel. Nou Matthys, baie dankie vir die insig wat jy vandag met ons gedeel het. Weereens geluk met die huweliksherdenking. Ek gaan maar by julle kom aanklop vir 'n paar wenke. Miskien is daar dan 'n bietjie meer hoop. Maar jy kan in hierdie stadium ingeskakel bly want net hierna gaan ons meer uitvind. En dit is nou oor, ja, daar verloor ek nou my plek, die Speed Classic Cape Town Racers. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor, maar maak ook seker jy gaan volg ons op sosiale media platforms en dit sluit nou Facebook, Instagram en Twitter in. En dan kan jy ook weer na enige van ons gesprekke gaan kyk op ons YouTube kanaal. So maak seker jy gaan maak daar ook 'n draai. Verder kan jy ook nog uitsien na Amor Vitani wat later hier by ons in die ateljee kuier. So bly net waar jy is. Ons is nou weer terug. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theater of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom.
on a slow. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Sukkel jy met vet? Denaz het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denaz top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denaz bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denaz all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denaz se stresvet nodig. Denaz werk regtig. SMS jou naam na 44021. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Nou ja, ons het sopas gekyk na 'n lusmakertjie vir die Speed Classic Cape Town 2025 wat van 25 tot 26 Oktober op die Philip Gosana Rylaan in die Moederstad plaasvind. En ek gesels nou met Stein Momberg, die Speed Classic Cape Town projekdirekteur, om meer uit te vind. Meneer, lekker om jou saam met ons te hê, Stein. Hoe het die ding eerstens gebeur? Waar het die idee vandaan gekom? Ja, môre Arnold. Ons werk nou al baie lank aan die proses, seker 4 of 5 jaar, maar hill climb as 'n sport en 'n motorsport is 'n wêreldwye ding, 'n baie ou motorsport dissipline. En 'n paar manne soos Enzo Keen, wat baie mense miskien sal van weet, 'n bekende racing driver in Suid-Afrika, het lank met hierdie idee gekom. Ek self is 'n groot eventbestuurder. Dis my agtergrond en ons werk nou al so 'n hele paar jaar en ja, ons het die befondsing gekry. Die stad van Kaapstad is baie opgewonde, so hier is ons nou om met 'n paar dae om te gaan. En ek sou ook aanneem wat gebeur het is dat die Samola Hill Climb 'n deel daarvan uitgemaak het, want dit is so ongelooflik populêr, nie waar nie? Absoluut, dis dieselfde dissipline. Weet baie van die bestuurders en drywers wat bekend is in Nysnap van daai kampioene is almal hier. Baie manne van Johannesburg, ons die hele paar internasionale
inskrywings, maar ja, nou die groot ding hierso is natuurlik en die groot droom was die voete van Tafelberg. Weet met Tafelberg agter jou en hierdie ikoniese Philip Skosana rylaan, soos jy sê, is perfek vir hierdie dissipline. So ja, ons kan nie wag nie. I assume that there are some great bangers and supercars as well as big name racing drivers. Who are we looking out for over the weekend? Yeah, so I mean, from a obviously we can talk about the classic cars just now, but from an excitement point of view and the speed on Sunday, we've got people like Farouk Dango, who's got a Ferrari SF90 who goes from 0 to 100 kilometers per hour in 2.5 seconds. We've got Davi Hubert with his modified Lotus and a V8 Ferrari engine. He's a Neisner champion, and then Greg Parton, who's got a Lamborghini, the fastest V12, one of the fastest in the world. So yeah, and the other thing, Arnold, which I must mention is one of the things. I think within a couple of weeks we were sold out of entries for the Speed Classic and the King of the Mountain and the classic cars. So I mean the excitement around the motor racing fraternity is absolutely massive. So and I mean I think the cars are going to be spectacular. With Samola, I was lucky enough to commentate on those a few times. The classic cars to me always captivated me, but also made me feel quite nostalgic for the old days of racing. Which classics can we expect? Yeah, absolutely. Actually, by chance, my neighbor here in Cape Town is one of the most sought after cars. Harry Taylor, he's got a 1930 4.5 litre Bentley. This car actually won this is the exact replica of the car that won the Le Mans in 1928, the 24-hour race. So I mean, people can't wait to see that. And then in that same discipline, we've got Jan Lammers, who was also a Le Mans winner in the early 80s. He's coming over from overseas, and he's going to drive in a 1984 Jaguar TWR XJS. So those cars are going to be really, and as you say, that Saturday is very nostalgic, the cars. But actually, interestingly, Barry told me that his 1931 car still goes up that mountain in about 125 km an hour. Absolutely amazing. So, yeah, I think there's it's interesting how there's two genres of people. There's as they call you, your petrol heads and your real speed guys who can't wait to be on, but there's always also big support for the classic cars, yeah. Laastens voor ons tot sien sê Steyn, daar's ook baie om te doen vir familie, die kleinspan en mami ook daarbey saam. Ja, absoluut. Ons het van die begin af, ons wil dit 'n leefstylproses hê. Ons die intreekaartjies is R200 per persoon. Kinders onder 6 kom verniet in. En daar's al meer dierderkaartjies vir die paviljoene in die pits, maar ons wil dit redelik toeganklik maak vir alle mense in Kaapstad. So daar's 'n village met kinderaktiwiteite, met jou kos, daar's big screens in die village. So is regtig is 'n familie event. Die weer lyk baie beter. Jy het net gepraat van die wind in die Kaap. Dit is doodstil hier buite. So ja, ons wil hê almal moet uitkom en vir die eerste keer en hopelik vir 'n lang tyd hierdie groot motorsport event saam met ons geniet. Steyn, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit werklik waar in sterkte. Ek weet dit gaan 'n sukses wees. So Kaapstad maak dalk reg vir die Speed Classic in Kaapstad, maar soos die matrieks tref voorbereiding vir die eindeksamen en vir hulle is dit seker ook net so vinnig. So hier's Elsa om meer daaroor te gesels. Ja, dankie Arnold. Ek wonder net of ek dalk self sal kan deelneem aan daai resies, maar ons laat daai gesprek vir 'n volgende keer. Nou die matriek eindeksamen begin môre en die departement van onderwys het onlangs 'n beroep gedoen dat matrikulante sosiale media ter voorbereiding vir hulle eksamen vermy. Ek gesels nou met die departement se woordvoerder Steve Mabona. Goeiemôre, good morning Mr. Mabona, and thank you so much for joining us again. Mr. Mabona, can you hear me? It seems as if we are experiencing some technical problems, Mr. Mabona. I do apologize. Can you hear me? I can hear you clearly. There we go. Thank you so much for joining us again. So I would like to start by asking, how are preparations for the exams going at this stage? No, thanks very much. Examination preparations are going very well.
we took our learners and our candidates through the process of support. We have started with the process of making sure that the papers are safe. We're going to be escorting those papers like money to schools. So there's no potential leak that is going to be happening. When you check on our warehouse, we've improved on security features. So we are quite ready, and we are hopeful that this class will also improve in terms of their percentage. Mm-hmm. Now, we've heard the department's call for matriculants to steer clear of social media before the exams. Can you just walk us through why this is such a big deal for grade 12 learners at the moment? It is a big deal because social media is very consuming in terms of the concentration. Once you log in there, you're prone not to get out. And two, there's a lot of things that are happening in the space where you might be misled. There might be in certain groups where they are discussing and someone says, here's the paper that we're going to be writing. And once you participate in such activities, and we are aware of that, you run a risk of being disqualified for the next 3 examinations. So it becomes a problem for you. So that's why we're saying we must steer clear out of social media so that they can then focus on what they're supposed to be doing. Now, what specific challenges are you seeing that could throw matriculants off their game as they prepare for the 2025 exams? Look, like as I've indicated, they just need to focus. There's nothing that we can do now to assist them. Hence, they must make sure that they adhere to the rules and regulations. Those rules are very much important. They would have signed their pledge already on Friday. They must stick to what they know in terms of the rules of engagement. I mean, don't bring a cell phone in the exam room. Even if it's not on, I mean, that can throw you out. Because once they have it, they find it on in your possession, they might disqualify you. So all those things they need to look out for. Rules of engagement. If they say, do this in an exam room, you need to adhere to the invigilator. Once you disobey the invigilator, it becomes a challenge for you. So they need to be, and time is quite of an importance. I mean, if they say you must be in an exam center an hour before, you need to adhere to that. Mm-hmm. We've got about a minute left, but the director at the Department of Education mentioned the issue of fake exam papers circulating online. How is the department tackling this problem to protect students from being misled? No, if students need any old paper, they can access it through our social media platforms. We do have old papers if they want to see how a paper is set. So they don't need to rely on social media, other platforms besides our platforms. And they can even, visit the department, whether the district, to understand on the previous papers that are accessible that they can see. But anything that is moving around and they are told that here's the paper that we're going to be writing, it's quite a detriment for them and for their future examinations. Mr. Mabona, thank you so much. Nou ja, daar het jy dit. En ons sê sommer net van ons kant af ook baie sterkte aan elke matrikulant. Nou bly ingeskakel, want net hierna gesels ek met Amor Vitoni oor haar lang verwagte nuwe enkelsnit, wat uiteindelik amper hier is. Maar ek gaan nou 'n bietjie beter en meer verduidelik, maar sy deel dit vanoggend eksklusief net hier by Goeiemôre, Good Morning. So maak vir jouself sommer so lank nog 'n koppie koffie. Ons is nou weer terug.
DC-DC Express. Everything electrical. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Welkom terug. Toe Amorwie Tony byna 3 maande gelede by ons kom kuier het sy genoem dat daar 'n nuwe enkelsnit op pad is. My lig skyn helder is uiteindelik amper hier en ek gaan nou beter verduidelik, maar welkom terug. Dis so voorreg om weer met jou te kan gesels. Baie dankie Elsa, lekker om hier te wees. Baie dankie. En hierdie lyk so mooi wat nou hier op die skerm verskyn. Baie dankie. Ja, dis die nuwe liedjie, die enkelsnit, my lig skyn helder en dis hoekom ek geel aangetrek het en toe pas dit nou in met vandag se tema ook. So dit was amazing. Ons het laas al op sosiale media gespot dat ons net 'n permanente insetsel moet kry en ek bedoel natuurlik. Nou ek en jy moet net ons eie show kry. Ja. Goed, so kom ons begin deur te sê. Ons gaan nou vanoggend eksklusief hoor hoe die nuwe enkelsnit my lig skyn helder klink. Maar dit is net 'n lusmaker. Ja. Want daar kom nog 'n ander amptelike video en die liedjie is eers vanaf die 7de November beskikbaar. 7de November op alle platforms soos op iTunes, Spotify, Deezer, wat ook al. Ja. En die nuwe video sal ook op die 7de beskikbaar wees. So ons is besig om al die goedjies bymekaar te sit. Ons skiet oor 'n week. So dan edit hulle vinnig, sit dit alles bymekaar en dan is dit nou dit is so exciting. Ek is so opgewonde want dit is so lank wat ek nie 'n video gehad het nie of nuwe musiek gemaak het nie. 10 jaar gelede. 10 jaar gelede was die laaste groot album. Toe het ek 5 jaar gelede onafhanklik my eie goedjies gedoen. Maar ek het dit nie bemark en toe se COVID en jy weet so letterlik 10 jaar gelede, maar die lewe het gebeur en daar was baie goed wat gebeur het en kinders grootmaak en daar was net so baie dinge en ek wou ook nie sing net om te sing en net omdat mense gesê het maar nou moet jy 'n album uitbring nie. Was hier die regte tyd, nee. Ek sê altyd dinge gebeur vir 'n doel en dis nou die regte tyd. My lig skyn nou weer. Dit is wonderlik om te hoor en ek dink ons voel so bevoorreg ook dat jy besluit het om dit eksklusief hier by ons op Goeiemôre Good Morning te kom deel. Maar wat het jou geïnspireer om my lig skyn helder op te neem? Weet jy Werner,
Bekus, Ja. absoluut fantastiese producer en 'n musiekskrywer en hulle het vorendag gekom met die liedjie. My gesê ons skryf vir jou. En dit was 'n opvolg van Voluit Lewe. Ek dink daai liedjie was dit is mos jou gunsteling, nee, met jy gesê. Ja. Voluit het vir my baie beteken, of die Voluit album en Glo altyd aan môre daarna. En ek het net gevoel ek wil 'n opbouende liedjie skryf. Ek is op sigself 'n spontane mens. Jy weet, ek hou van lag, ek hou van dans, ek hou van jy weet lewe geniet. Ja, natuurlik en die slegte is ook daar en mens huil elke nou en dan, maar vir my ek wou opbouende musiek doen. Ek is 'n danseres en ek wou dit saam met dit inkorporeer sodat ek kan perform. Ek skryf my eie musiek ook, maar ek het nie 'n gitaar of 'n instrument op die verhoog nie. My dans is my instrument. So dit is wat ek gebruik. En ek het net gevoel toe daai liedjie geskryf is en Werner vir my sê dis die sang. Toe sê ek vir hom, wanneer neem ek op? Soos in gister en ek het afgevlieg en hele klompie opgeneem. Ons gaan nou weer af om opvolgings te doen en ja, so ek is baie trots op hierdie liedjie. Ek moet vir jou sê jou musiek was nog altyd baie positief geweest. Ek meen ek dink aan iets soos Glo altyd aan môre ook. Ja. En dit alles is bekend gestel na Voluit Lewe, maar ek moet sê toe ek vir die eerste keer na My Lig Skyn Helder geluister het dit nogal vir my gevoel soos 'n opvolg van Voluit Lewe. Ja. En ek dink dit is wat 'n mens juis geniet ook, is die feit dat daar soveel 'n groot deel van die musiek, jy weet, daai dans element ook Ja, het. en ek wou ook weer, jy weet, dis die amor wat mense geken het en ek is weer daai amor. Ek het deur storms geloop, die liedjies ek het deur storms geloop. Ek het deur die vlamme geloop, jy weet, my wonde het my gemaak wie ek is. En ek dink dis die ding van die lewe. Jy gaan deur die op en die af en jy moet deur die goedjies gaan. Baie mense vra altyd, hoe gaan mens deur chaos? Hoe gaan mens deur die laagtepunt in jou lewe? En ek sê altyd, daar is nie 'n escape nie. Jy kan nie sê ek wil nie daardeur gaan nie of ek moet net gaan slaap en ek sal okay wees môre. Dis wat ek gedoen het op 'n stadium. Ek moet net slaap, jy weet. Ek sal môre met dit deel. En ek sê altyd jy moet deur dit gaan. Jy moet dit ervaar, jy moet deur dit gaan en jy moet jou tyd vat. En jy weet, moenie belangrike besluite neem in daai tyd nie. Jy weet, gaan deur dit. Laat dit maak wie jy is en daarna kan jy besluit wie wat waar. En ek dink dit is hoekom hierdie liedjie vir my so belangrik is omdat ek weer terug is waar ek was. En daai passie en daai lus vir musiek, daai lus vir die verhoog weer dis nou weer op die spyskaart. Dit is uitstekende nuus. Ja. Ek wil tog vir jou vra, toe jy aan hierdie liedjie gewerk het en opgeneem het jy ook deur verskeie emosies gegaan soos wat jy gedink het? Jy weet aan alles waardeur jy al is. Weet jy nee, ek het in die studio ingeklim en Werner en Jamie en almal en my bestuurder en ons het net 'n lekker vibe. Ek dink as jy goed gel met mense, ek sê altyd you have to do it by yourself but you can't do it alone. Dis nommer 1 en nommer 2 jy voed van mense se energie en ek dink dit is belangrik om jou te omring met mense met goeie energie en ek dink dit is wat dit vir my lekker gemaak het. Ja natuurlik, toe ek die sang sing en toe ek jy weet lyn vir lyn opneem en ons gaan deur elkeen en jy weet ek dink jy dink so baie aan sing ek reg? Het ek die gevoel wat ek wil gee? Is my stemtoon reg? Is die energie daar? En natuurlik, ek dink ek is deur al daai en hierdie was vir my 'n lekker wegspringplek weer. So dit was vir my sad nie, dit was vir my opwindend, dit was vir my exciting. Ek jy moet my sien agter in jy weet in die booth as ek nou begin sing en ons neem op nie. Dan is Werner amor, kom ons doen net nog 'n take en dan dans ek en dan doen ek my ding en dan begin ek weer sing en Jy gaan vir ons nou verder vertel want die tyd het ons ingehaal, maar bly ingeskakel want net hierna luister ons na daai nuwe enkelsnit. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld.
ACDC Express. Everything electrical. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. En dit is hoe Amor Vitoni se splinternuwe enkelsnit My lig skyn helder klink. Belangrik om te noem, daai is net 'n lusmaker. Dis 'n lusmaker, is dit 'n lyric video of 'n woorde video? Die nuwe video word nou geskiet en dit gaan amazing wees. Ons het soveel konsepte en idees en wat so lekker is van die proses is dat ek deel is van elke maak van die liedjie van die video et cetera. Daar word nie net gesê dis wat jy moet doen nie. Ek is deel van die, so ons het letterlik die hele storie geskryf. Ek is saam in editing, saam, en dit is my lekker want dit voel asof ek net, jy weet, deur al die jare kom jy by 'n plek uit waar jy net voel ek is deel van iets groot en dis 'n oomblik. It's amazing. Ek is so excited. So dit word ook op die 7de vrygestel, die video. So van my kant wil ek net sê baie geluk. Ek dink nie dit is 'n geheim dat ek 'n baie groot aanhanger is nie, maar regtig 'n mooi liedjie en ons sien baie uit na daai amptelike musiekvideo ook wat nog gaan volg. Baie dankie. Nou wil ek ook vir jou vra. Jy weet, en ek dink ons het in die vorige gesprek wat ons gehad het hier, het ons ook hier aangeraak, maar ek bedoel, almal gaan deur donker tye soos wat jy daarna verwys het. Ja. Die enigste verskil is alles waardeur jy gaan verskyn dan, jy weet, in een of ander tydskrif dalk of jy weet die koerante skryf daaroor. So hoe verwerk 'n mens daai of hoe hanteer 'n mens dit? Ek dink daar is 'n manual of 'n boek wat jy sê hoe om dit te doen nie. En elke persoon se reis is anders. So vir my, jy weet, om goed te lees wat seer maak seer. Dit regtig maak seer. En dit is belangrik om te weet wat waar is en wat nie waar is nie, om dit te skei. Maar dan het ek ook loyale fanbase. Ek het 'n loyale mense op sosiale media of mense wat nou is en familie, natuurlik familie wat jou lig. En ek dink dit is belangrik om vir jouself nie af te kraak of in die spieël te kyk en die hele tyd vir jou te sê, ja, maar ek is, jy weet, ek is nie goed genoeg nie, of dit, of dat, of, jy weet, kyk hoe lyk ek nou, en. Wat jy vir jouself sê, begin jy word. En ek dink dit is so belangrik om daai verwysingsraamwerk te verander. Om te sê, wat is vir jou belangrik? Waardeur het jy gegaan? En baie van die mense is keyboard warriors en hulle gaan net skryf net om, jy weet, om 'n reaksie te kry. Ek dink baie mense skryf iets net om 'n reaksie te kry sodat hulle weet, sy het geantwoord. En ek dink die belangrikheid is net om die realiteit tussen die fiksie te skei. En te weet wie jy is. En ek dink dit is moeiliker. Maar ek het ook goeie mense gehad. Ek het 'n psigiater gehad en iemand wat ek gaan sien het. Jy weet, om my
deur dit te neem. En ek dink die belangrikste ding was dat my kinders okay is. En ek dink sodra jy vir jouself sê jy moet staande bly, jy moet positief wees want jou kinders voed van jou energie af en as ek nie gesond is nie, is ek nie gesond vir my kinders nie. Ja. Ek is nie gesond vir my familie nie. So ek moes na myself kyk. En ek dink dit begin met goeie eetgewoontes. Gaan gym toe, gaan loop, gaan doen jou goedjies, wees aktief. Ek moet jou stop. Stuur groete vir Jordan en Kylie. Gaan volg Amor ook en gaan kyk na die AV Collection waar ons nie uitgekom het nie. Pragtige juwele. Dankie dat julle die week saam met ons begin het. Ons is môreoggend weer terug. Dis al van ons kant af vir nou. Bye bye. Los skuld agter met AfriSkuld. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds. Displays the highest technical excellence, For whom flawless delivery is personal. And acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed.